When we're preaching prosperity, we are saying to people that it's okay for you to do something every now and then, and you can still come and preach to us on a Sunday morning. That's prosperity gospel. But when we speak the truth, volgens die woord van die Here, dan sê ons soos pastor gesê dat die evangelie is hard. En ons het hom hard gekry. Ons was klein. Ek onthou ek was 12 jaar oud toe ek na die Here toe gekom het. En waar ons gedien het onze pastoor vir ons gesê, gaan sondig en gaan ratla in die wêreld. En as jy voel jy is moeg, dan kom jy en dan dien jy die Here. Dis hoe ek die evangelie ontvang het op die ouderdom van 12 jaar. Wat nog maar net 'n kind was. En onze pastoor het vir ons gesê, as jy nie wil hier is, dan gaan mors jy buite. Maar aan die huis van die Here word jy gemors. Dis die evangelie wat ek ontvang het op 'n jong ouderdom. En deesdae kyk ons pastor om ons kerk te vol te preek. Ons wil toch nie vir Brother CJ verloor nie. So kom ons los maar vir Brother CJ, laat hy toch maar vat en sit. Dan kan hy nog steeds die woord kom bedien. As ons wil die kerk vol hê, dan los ons toch gauw maar vir Brother Rojan, dat hy toch maar gauw gisteraan by Mokone gewees het, dan kom lei hy nog steeds vanaf die diens. That is when we preach prosperity. Maar wanneer ons die woord bedien, volgens die woord van die Here, dan praat ons die waarheid. En is so maklik vir ons om te sê, dat die jong mense moet die Here dien. Maar dan vergeet ons van die ou mense. Wat in die huis van die Here sit maar 'n sigaret. Nergens in die Bybel sê dat die jong mense moet die Here alleen dien. Nergens sê dat in die Bybel die jong mense is alleen onkundig nie. Maar ons kry groot mense wat 50 jaar was in die huis van die Here, dan tree hulle nog steeds onkundig op. Ons kry groot mense wat saam met die gelowiges wandel, maar dan ken hulle nie die Here nie. Hulle praat van hom, maar hulle het nie 'n verhouding met die Here nie. Ons moet kom op die plek wat ons die waarheid praat. En die Bybel sê die waarheid sal ons vrymaak. En ek wil nie verantwoordelik vir 'n jong of 'n ou mens se siel wees nie. Ek wil nie by die hemelpoorte kom en sê, "Ai, ek het nog vir pastor gelos, dat pastor nog nou en dan so 'n doppietjie vang en kom praat hy nog steeds oor die woord van die Here." Ek wil nie skuldig wees van my siel. So vanmôre wil ek my vry maak. Ek was my hande soos Pilatus. Ek spreek die waarheid volgens die woord. En as u voel, u wil toch vanmorgen hoogspook skep, dan kom bekeer jy jou. En as jou dagen bekeer, there's the door. Ek is nie vanmorgen hier om in guns van mense te preek. En toe die Here my roep, toe roep die Here my vir die waarheid. Ons dink te veel, ons kan as ons buite gaan, ons gaan denk te preek, ons preek vir die sondaars om tot bekering te kom. Binne die huis van die Here sit daar mense wat onreg. Ons wil uitgaan en veldtog te gaan hou binne van die huis van die Here, as die orde nie. En hulle tyd geword dat orde moet geskep word. Ons kan nie jaar in en jaar uit speel die Here dien. Ons kan nie jaar in en jaar uit onkunde aanvaar in die huis van die woord van die Here sê tyd van onkunde is lang aangebraak. Ons kan nie jaar in en jaar sit met passels wat ons op boer laat ons stymig maak. Dat is stym, laat ons die passels moet afgroei. Raak vanmorgen aan. Raak hier klaar. Die woord sê, hy sê Jonah,
het betaal om op 'n verkeerde skip te klim. Soms voel ek kykie. Ek gaan maar weer die eerste Januarie my sak met die Here regmaak. Dan vergeet ek in Vestig, dan betaal ek al reeds hier vir 'n skip wat op 'n verkeerde pad is. Dan betaal ons soms met ons lewenspaste. Dan kom ek nie eens uit op die 1 Januarie nie. Van op die 31ste Desember, dan moet ons so begrawe oor 'n prys wat jy willingly betaal het. Consciously, knowingly, you pay the price for your soul to go to hell. Dan moet die gelowiges op 'n Sondag aan jou trawa gaan begin, maar jy het sonde gestel. Dit is klaar. Dit het klaar geword op die 31ste Desember 25. Die sterwe in sonde, maar die gelowiges moet die Here se woord wat se ding vir u vanmôre jy moet in u hart opgeslaan word. Wat se verslag gaan ons van u vanmôre gaan gee. Gaan ons sê, hy was dat jy toch nou en dan die Here so lieflik gedien, of gaan ons sê, hy was 'n sondaar, of gaan ons sê, die Here gedien aan die krag van sy opstanding. Wat is die boodskap wat jy in die wêreld gee van jou lewe? Paulus sê ons is openbring op wat so brief gee jy vanmôre aan die wêreld. Wat so brief. En die Bybel sê Jonah het berou gekry. En hy was tot op 'n plek kom waar hy gesê het, kyk hier so man, die rede hoekom hierdie skip so aanstymig as van ek as die probleem. Take ownership of your sin, of your wrong. Take ownership. As jy vanmôre weet ek is die rede hoekom die kerk stagneer, take ownership. As jy vanmôre weet ek is die rede hoekom die worship nie meer begin, take ownership. Ons kan nie die huis van die Here sit en nog skuld op mekaar afgee. As dit jy vanmôre of jy met my gepreek, maak jy sak reg. Soek die Here. Ons sit te veel in die huis van die Here en hoogmoed skep oor die waarheid, en as jy voel die woord is vir jou, dan maak jy reg. Because when I'm standing here, I'm not standing with my emotions. I ask the Holy Spirit to lead me. And if the Holy Spirit is ministering to you today, kom maak reg. Jy kan nie volgende week op Sondag kom, dan het jy weer hierdie week weer geval, dan moet jy weer Saterdag opstaan, dan moet jy weer Sondag die Here dien, Maandag wil jy weer plat val, Woensdag wil jy weer kry, Donderdag wil jy weer sy, Sondag wil jy weer dien. Wat slyk vanmôre? Wat jy moet doen? Die Here is genadig. But there comes a time in your life where grace runs out. We give too much credit to the devil. Nie alles wat in ons lewe gebeur is terwille van die vyand. You stop giving him credit. It's you. It's your choices. Your conscious decisions that you make, and you want to blame it on the devil. It's not the devil. It's you. As jy beweeg met 'n verkeerde kant, it's your choice. As jy sit en jy word afvallig, it's your choice. As jy sit en jy wil nie die Here dien nie, it's your choice. As jy nie wil regkom nie, it's your choice. As jy nie wil hoor begin nie, it's your choice. Nowhere does the devil picture, it's your choice. A conscious decision. And Jonah was to be good. And the Bible said the honor geslap. Toe ons nog rondhardloop en sê, hey, as dit moet dit ons wat doen, die wat speel nie. As die brother ons aan wat hier, wat maak jy doen zwaar trekkie? Toe moet Jonah opstaan en sê, dit is ek. Wat maak jy die bloed? Onstuimig word. Jy moet tot jouself kom. Jy moet tot herkenning kom. En jy moet sê, die rede hoekom die kerk op 'n plek staan,
blame and take ownership. Take ownership. En raak klaar met die wat ons Here saam doen. Ons is nie die meeste tweelinge nie. Ons is alleen op die pad van die Here. As brother Rojani vanmorgen kerk toe gaan, dan sit ek ook maar by die huis. As Boetie Doodje vanmorgen keyboard speel, dan juig ek mos nie. As Bishop Oliver in die dienst oopmaak met 'n gebed, dan stem ek nie saam nie. As Sister Nadira nie opstaan om te getuig, dan staan ek ook nie op nie. Dan sit ek my stoel warm, dan wys ek die mense wat so opgeruk, en ek kan nie die Here dien nie, want my choppie doen 'n verkeerde. Jy wandel in die skade van 'n sonde. Van iemand wat die Here doen, sal altyd die regte ding doen. En as ek jou vriend is, en ek kan nie vir jou sê dat hierdie ding wat jy doen is 'n verkeerde ding, then it means I'm not your friend. Because I am encouraging your wrong. It means I'm not your friend. It means I'm not your leader. Because I'm encouraging your wrong. I'm encouraging your sin. I'm encouraging your backsliding. Then I'm not a true leader. Ek wil nie die Here dien nie. Van die verkeerde mense raak op. Hy word op dronkvestig. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Stryd jy hard om my. Ons is op die eerste Sondag van 2026. En u wat vanmorgen besluit, het u vanmorgen berou. As u bereid om recht te maak, a conscious decision. En jy moet weet as jy voortpraat en ek kry jou nie aan nie, dan moet jy weet, jou siel as spore gegee en sonde. Kom vanmorgen, tyd van soemak is verby. Ek dien die Here met 3 mense wat ernstig is, en wat ek sit met 'n kerk vol mense, wat my skip gaan nie aanstein afmaak, want ek wil voor beweeg. Kom vanmorgen recht. Soek vanmorgen die Here. Raak vanmorgen gehoorsaam. En klim op 'n regte skip, sodat die skip kan vorentoe beweeg. Tyd van prosperity is verby. Tyd van maatjieskap is verby. As my chommie my boot onstemmig maak, dan gooi ek hom af, want hy laat my swaar trek. As die voetloper jou vanmorgen laat swaar trek, skat hom af. Skat hom af. As jy vanmorgen met iemand wandel, wat nog negatief is, skat hom af. Gooi hom oor. Gooi hom vanmorgen oor. In dis nieuw jaar, laat toe dat die Here jou vanmorgen bestuur. Moet nie onnodig dier betaal vir 'n verkeerde reis nie. Maar klim hierdie dag vandag op 'n regte skip. Die Here word nie gewoond geraak nie. Daar's 'n lied wat sê, julle beloof van nie die Here, die hemel behoort aan hom. Jy kan vir my beloof. Jy kan die kerk beloof. Jy kan die leiers nog, maar die Here word nie geblof nie. Hy neem. As het hy nie blok jou op wat jy net nie, jy is bezig om die Here te vermaak, dan neem hy goedheid wat jy die liefste voor het. Dan blof jy hom verder en vat hy nog weer. Dan sal hy vat tot jy hom op blof. En tot erkenning kom dat hy die Here is. Die rede hoekom ons nog tot hierdie uur toe nog sukkel in onze persoonlijke lewens. Ons betaal 'n duur prys vir 'n verkeerde skip. Die rede hoekom ons nog sukkel om vorentoe te gaan in onze persoonlijke lewens is as gevolg van ons sit met mense wat moet oorgehoor word. Ons sit sonder om
maak jouself mismoedig. It's a conscious decision. Jy maak jouself mismoedig. Stop giving the devil too much credit. And start giving credit to Christ. En as jy nog vanmorgen hier sit, en jy is van plan om soos 25 aan te kom, ons gaan die jaar omsikkel. Hierdie jaar wil ons die hele dien. Maar as sinne wat honger en dors is vir Godse woord, volgens die waarheid, dan sit ons hier met mense wat van oor gegooi word, en hulle maak die skip ontsluimer. Vraag vanmorgen jouself, wat se keuse maak ek? In die bid hier van die oude was daar een lied wat gesê het, bely en laat staan. Jy kan nie vandag bely oor Adam, morgen dan gaan jy weer terug. Raak ernstig met die Here. Die Here as jy soos 'n boyfriend wat jy moet bedje. Hy is nie 'n part-time boyfriend of 'n blesser wat jy moet rent betaal en wat jy moet kar petrol ingooi en wat moet seker maak jou grocery kaste is vol. He's not your blesser. He's not your part-time boyfriend. Bybel sê, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die opstanding en hy is die lewe. En hy is lewe in oorvloed. En as jy nog die lewe ondervind het, dan het dit geraak. Soek die koninkryk van die Here en al sy geregtigheid en sy woord, dan sal al hierdie dinge vir jou gedoen word. Die Here kom jy nog met niks dat jy nog in die aangesig van die Here gesoek. Die Here kom jy nog nie vorentoe gaan want jy nog in die aangesig van die Here gesoek. Dat het tyd geword dat ons die aangesig van die Here soek. It is time that we ask for the characteristics of Christ. Die vrugte van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Jy kan nie die Here dien as jy ontrou nie. Getrouheid as wat die Here vanmorgen soek. Ek weet al reeds, Brother Rosanne, as die kerk uitgaan en gaan loop my naam op die lig. Maar it's okay. Ek het die waarheid gepreek, so die gees van die Here my geleid. And if you want to make me a topic of the church, die gees van die Here sal jou tegemoet kom. It's okay. It's okay because God said I must do it. So if I'm going to be a topic of discussion, may you enjoy it. May you enjoy it. En mag je wifi zomaar afsluiten. Praise the Lord. Tijd van Shabbat as klaar. Tijd van onkunde as klaar. Tijd van assebliefde